Goeiemôre graad 10's. Ons kyk na produksiemoontlikheidskromme vandag. Ek het dit al reeds in kwartaal 1 gedoen. Vir die van julle wat dalk nou nie daar was nie, baie belangrike les. As ons kyk na die toewysing van hulpbronne, die probleme van skaarsheid en keuse is op produksie en die verbruik van toepassing. Daar is nie genoeg hulpbronne om alles te produseer nie, selfs met volle kapasiteit. Ons moet keuses maak. Ons gebruik die produksiemoontlikheidskromme of jou PMK's om die begrippe skaarsheid, keuse en geleentheidskoste op 'n sigbare manier te toon. 'n PMK toon die maksimum aantal van enige twee produkte wat ons met 'n vaste hoeveelheid hulpbronne kan produseer. Jou produksiemoontlikheidskromme illustreer die geleentheidskoste om meer van een produk te verkry, wat beteken ons het minder van die ander een. Ekonome gebruik die term insette en uitsette. Jou insette is die produksiefaktore wat produsente gebruik om produkte te vervaardig, en jou uitsette is die goedere of dienste wat ons van die produksieproses kry. So dit is dan nou die produkte wat hulle verkoop. Die produksiemoontlikheidskromme word op 4 aannames gebaseer. Die ekonomie gebruik al sy hulpbronne en produseer goedere en dienste teen die laagste koste. Die hulpbronne is vasstaande, tegnologie is vasstaande en die ekonomie lewer net 2 produkte. As ons kyk na 'n voorbeeld, die onderstaande diagram toon 'n land wat net 2 produkte kan lewer, kos en klere. As die land al hul produksiehulpbronne gebruik en net klere maak, kan hulle net 30 eenhede klere maak. As hulle al hulle produksiehulpbronne gebruik en net kos produseer, kan hulle 25 eenhede kos produseer. By punt G kan hulle 15 eenhede klere maak en 10 eenhede kos produseer. Maar hulle gebruik nie al hulle produksiehulpbronne nie. Daar is hulpbronne wat vermors word. So enige tyd as jy binne jou produksiemoontlikheidskromme produseer, vermors ons hulpbronne wat 'n slegte ding is, want dit beteken jou natuurlike hulpbronne word beskadig en daar kan nie net weer van dit gemaak word nie. So die doel is om op enige plek op die lyn te kan produseer. Punt H sou vir hulle meer van albei goedere gee, maar dit kan dit nog nie behartig nie. Hulle het nie genoeg produksiehulpbronne nie. So H is buite jou produksiemoontlikheidskromme, dit is onbehaalbaar, jy kan dit nie bereik nie, jy het nie genoeg produksiehulpbronne om by daai punt uit te kom nie. Punte B, C, D en E is almal keuses gemaak kan word. As ek byvoorbeeld moet kies tussen punt C en punt D, kom ek sê ek kies punt D, 21 eenhede klere en 15 eenhede kos, is dit wat ek opgeoffer het vir C, my geleentheidskoste. Deur die diagram te bestudeer, kan 'n mens uitwerk hoeveel eenhede kos en klere by elke punt geproduseer word. As ons meer van een item produseer ons minder van die ander een. Die produksiemoontlikheidskromme demonstreer skaarsheid en keuse. Die PMK kan 'n reguitlyn wees, 'n konveksie kromme of 'n konkawe kromme. Die opweging tussen die hulpbronne bepaal die vorm van die kromme. 'n Konvekse of konkawe kromme beteken dat die koers van die opweging nie dieselfde is vir elke eenheid ekstra wat 'n mens produseer nie. Die posisie en vorm van die produksiemoontlikheidskromme hang van die onderstaande aspekte van die ekonomie af. Die fisiese hulpbronne,
die vaardighede en tegnologie, hoe hard mense bereid is om te werk en hoeveel in die verlede in infrastruktuur, konstruksie, navorsing en innovering belê is. Dan kyk ons aan veranderinge in die produksiemoontlikheidskromme, interne faktore waaroor die produsent of eienaar beheer het, soos die aantal werkers of die ligging van die fabriek. So al wat dit vir my gaan sê is, kom ons sê byvoorbeeld, ek kan meer werkers in diens neem, sal my produksie kromme dan nou uitwaarts skuif, so dit beteken ek gaan meer van die twee produkte waarvan ek produseer kan maak, en ek het beheer daaroor intern. As ek byvoorbeeld werkers afdank, gaan my produksiemoontlikheidskurwe inwaarts skuif, omrede ek nie genoeg produksiehulpbronne dan het om te produseer nie. Eksterne faktore wat buite die beheer van die produsent is, soos natuurrampe en die brandstofpryse. So byvoorbeeld as ons kyk na die eksterne faktor, natuurrampe of droogtes byvoorbeeld, kom ons sê melk of botter en melk byvoorbeeld, daar's nou 'n droogte gewees, daar byvoorbeeld vee gevrek, so ons kan nou nie meer genoeg botter en melk maak soos wat ons voorheen kon nie, so my produksiemoontlikheidskurwe sal dan inwaarts skuif. Veranderinge in een van die uitsette, die helling en posisie van die produksiemoontlikheidskurwe sal verander as daar 'n verandering in tegnologie of hulpbronne is wat net een van die produkte raak. 'n Verbetering van boerdery tegnieke sal lei tot 'n toename in die hoeveelheid kos wat geproduseer kan word, maar dit sal nie die hoeveelheid klere wat geproduseer kan word raak nie. So al wat dit nou vir my sê is, ons werk op kos en klere, daar's beter tegnologie uitgevind om klere te vervaardig teen 'n vinniger tydperk. So al wat nou sal gebeur is, die produksiemoontlikheidskromme gaan dan nou uitwaarts skuif, maar net vir kos. So jy gaan nog steeds dieselfde hoeveelheid klere kan vervaardig, kom ons sê dit was 25 eenhede, so daai produksiemoontlikheidskurwe sal dan nou op 25 bly, en hy sal saam op die lyn gaan, en hy gaan op die einde bietjie meer raak, en dit sal byvoorbeeld dan nou ons toelaat om 40 eenhede klere te kan produseer. Julle kan in julle handboek ook gaan kyk, daar is al daai sketse waarvan ek nou praat, so gaan kyk daarna, dit is in julle handboeke. Ons kyk nou, dit is waarvan ek nou net gepraat het, daar is betere tegnieke om piesangs te kweek en te oes. Wat sal gebeur? Jou produksiemoontlikheidskromme vir piesang sal dan uitwaarts wees, dis heel regs bo in die hoek, so kokosneute en piesangs. Kokosneute, dit sal dan nog steeds op dieselfde eenheid bly, maar hy sal net uitwaarts skuif soos wat hy na piesangs toe beweeg. So kom ons sê byvoorbeeld, ons kan 20 kokosneute produseer en piesangs was op 25, maar nou met beter ontwikkeling kan ons nou 30 eenhede piesangs produseer. 'n Nuwe tegniek om meer kokosneute te kweek word gebruik. So al wat nou sal gebeur is, dit is net die puntjie onder, jou piesang sal nog steeds op dieselfde eenheid bly, maar jou produksiemoontlikheidskromme sal dan hoër of meer wees vir kokosneute. Werkers wat beter opgevoed en opgelei is, lei tot 'n toename in die produksie van sowel piesangs as kokosneute. So dit sal nou wees, daar's beter, al twee my produkte sal dan nou verbeter, so ek sal meer van al twee kan produseer. Dit is die heel linkerkantste grafiek. So ons het byvoorbeeld 20 eenhede kokosneute, 20 eenhede piesangs geproduseer. Nou kan ons 40 eenhede piesangs, 40 eenhede kokosneute.
Droogte het 'n afname in die produksie van sowel piesangs as kokosneute tot gevolg gehad. Dit is die onderste ene, so my produksiemoontlikheidskurwe sal dan nou inwaarts skuif. Ek gaan minder van albei kan produseer. Ondoeltreffendheid in toewysing lei tot 'n gelyke of ongelyke verdeling van inkomste. Dan kyk ons hierso is kaas en wyn. As al die produksiefaktore gebruik word om wyn te produseer, hoeveel wyn kan geproduseer word? Daar kan 200 liter 'n dag geproduseer word. As al die produksiefaktore gebruik word om kaas te produseer, hoeveel kaas kan geproduseer word? Daar kan dan 100 kg 'n dag kaas geproduseer word. Is dit moontlik om die kombinasie kaas en wyn wat by punt A aangedui word te produseer? Nee, dit is nie moontlik nie. Hoekom nie? Dit is onbereikbaar. Ons het nie die nodige produksiehulpbronne om daar te kan produseer nie. Is dit moontlik om die kombinasie kaas en wyn wat by punt B aangedui word te produseer? Ja, dit is moontlik. Enigiets op die produksiemoontlikheidskurwe is moontlik om by te produseer. Wat gebeur by punt C? Ons vermors hulpbronne. Dit is ondoeltreffende bestuur van jou hulpbronne. Ekonomiese groei. Wanneer 'n ekonomie groei, kan ons aanvaar dat die volgende beskikbaar sal wees. Daar sal meer hulpbronne wees, beter kwaliteit van hulpbronne en verbeterde tegnologie. Al hierdie faktore sal die produksiemoontlikheidskurwe uitwaarts na regs verskuif. Handel stel lande in staat om meer te verbruik as wat hulle sou indien hulle alles self sou produseer. Dan kom ons by die maksimisering van bevrediging of jou indifferensiekromme is baie belangrik. 'n Indifferensiekromme is 'n grafiek wat al die kombinasies van hoeveelhede goedere wat die verbruiker gelyk sal bevredig toon. Hierdie kombinasie gee vir die verbruiker gelyke vlakke van bevrediging. By punt A het ons meer van produk Y as van produk X. So dit sal byvoorbeeld, ek kon net hierso goed opsit nie, maar kom ons sê punt A is by 20 en dan beteken dit die hoeveelheid van Y is 20 eenhede en die hoeveelheid van X is 10. En by punt D het ons aansienlik meer van produk X as van produk Y. So D is dan nou by waar hoeveelheid van X 30 is en dan die hoeveelheid van Y byvoorbeeld 5 is. Maar ons hou eweveel van albei keuses. Al die kombinasies van X en Y op die indifferensiekromme stel ons ewe tevrede. So albei die indifferensiekurwe vir ons dan nou wys is dat maak nie saak watser kombinasie van X en Y ek kies nie, ek as verbruiker gaan eweveel nut en bevrediging uit daai keuses kry. So ek kan byvoorbeeld hierso sê groente by my Y en vleis by X. So ek sal tevrede wees met 30 porsies groente en 5 porsies vleis, of ek sal tevrede wees met 20 porsies vleis en 10 porsies groente. Ek word bevredig en ek kry nut uit enige waarde van die indifferensiekurwe. Veranderinge in inkomste beteken ons kan verskillende keuses maak. Ons oorspronklike inkomste het ons in staat gestel om kombinasies van X en Y op indifferensiekromme IC2, dit is die middelste ene, hieronder te koop. As ons inkomste verhoog, beteken dit dat ons meer van albei kan koop en ons sou na IC3 beweeg. So ons indifferensiekurwe sal uitwaarts skuif, wat beteken ons gaan nou meer van al twee kan koop. As ons inkomste daal, sal dit dan beteken dat ons na IC1, die onderste indifferensiekurwe toe sal beweeg, so ons hoeveelhede raak nou weer kleiner. As die prys van een van die twee produkte verander, dan sal die helling van ons indifferensiekurwe ook verander.
Toestande in markte is dikwels nie ideaal nie en veroorsaak ondoeltreffendhede wat betref die wyse waarop ons hulpbronne toeken en inkomste verdeel. Die regering gryp in die ekonomie in om ondoeltreffendhede reg te stel. Ongelyke verdeling van inkomste, baie mense leef in absolute armoede. Die regering tree dan tussen beide en betaal welsynstoelae en pensioene om arme mense te help. Hierdie betaling skep 'n groter mark en meer verbruikers. Meer maatskappye kan dus skaalvoordele geniet en die produksiemoontlikheidskromme verskuif dus na regs. Monopolie. As daar nie genoeg mededinging in die mark is nie, kan monopolie ontwikkel. 'n Monopolie bestaan wanneer daar net een verskaffer van 'n produk is. Die monopolie kan die pryse van sekere produkte of groepe produkte en dienste in die mark voorskryf. Dit kan verbruikers dalk uitbuit, veral as monopolie ten opsigte van die verskaffing van noodsaaklike goedere en dienste, soos basiese kossoorte, ontwikkel. Die regering tree tussen beide om monopolie te voorkom deur wette te maak wat monopolie verbied. As gevestigde maatskappye nie monopolie kan vorm nie, is dit makliker vir nuwe mededingers om tot die mark toe te tree. Meer mededinging skep groter doeltreffendheid. Doeltreffender maatskappye kan dan meer met dieselfde hulpbronne produseer wat die produksiemoontlikheidskromme na regs sal skuif. Dan kyk ons na inflasie en uiterste fluktuasies in die sakesiklusse. Hoë inflasiekoerse veroorsaak onstabiele ekonomiese toestande. Die Reserwebank probeer om inflasie te beheer ten einde die ekonomie te stabiliseer. Wilde swaaye tussen troë en pieke in die sakesiklus veroorsaak ook onstabiliteit wat vertroue in die ekonomie ondermyn. Die staat kan bestee of spaar om die gewone sakesiklus teen te werk en om die invloed daarvan te beperk. As produsente weet dat die vraag redelik stabiel sal bly en dat inflasie nie hand uit sal ruk nie, kan hulle beter beplan. 'n Stabiele ekonomie verskuif die PMK na regs, omdat produsente meer met dieselfde kontant hulpbronne kan produseer, aangesien die koste om te leen stabiel bly. Kom ons stel nou die situasie in die ander kant. As jou inflasie hand uit gaan ruk, sal dan nou beteken dat die produsente minder kontant hulpbronne sal hê, wat dan beteken die produksiemoontlikheidskurwe sal dan nou inwaarts skuif. Dan kyk ons na besoedeling en uitgeputte natuurlike hulpbronne. Baie sakeondernemings gee nie om wat hulle doen om wins te maak nie, en hulle sal die omgewing besoedel en natuurlike hulpbronne vermors as hulle sodoende meer wins kan maak. Die staat maak wette om die gebruik van natuurlike hulpbronne te beheer en pas hierdie wette toe. Hierdie wette kan produksie vir die produsente duurder maak. Duurder produksieprosesse verskuif die produksiemoontlikheidskromme na links. Produsente kan minder produseer met dieselfde hulpbronne omdat produksie duurder is. En dit was die markmislukkings ondoeltreffendhede. Baie dankie graad 10s. Baie belangrike les gewees vandag, so asseblief maak seker jy som op, jy sit dit in jou skrif en jy kan ook self na produksiemoontlikheidskromme in jou handboek gaan kyk. Dit gaan nou nie presies dieselfde wees wat ek hier met jou gedoen het vandag nie, maar dit gee ook vir jou 'n beter of 'n groter idee waaroor 'n produksiemoontlikheidskurwe gaan. Maar baie dankie, julle moet 'n lekker dag hê. Totsiens.